Hallo, jy luister na Millie FM, jou buurt, jou stasie. En dit is nou tyd vir stories saam met Juffrou Blanche. So ek hoop almal sit gereed, groot oortjies en luister. Vandag se storie is Simeon leer 'n les. En dit kom uit die boek van geskryf deur Leni Houwer. En die boek se naam is Leer jou kind Christelike waardes. So hier's 'n lekker storie aan gekoppel en mamma en pappa kan so 'n bietjie saamgesels as jy klaar die storie geluister het en dalk 'n paar vragies vra. So ek hoop almal geniet die storie vandag. Eendag was daar 'n seentjie met die naam Simeon. Hulle was nie baie ryk nie, maar ook nie baie arm nie. Net gewone mense. Maar daar was twee goed wat Simeon baie graag wou hê. Hy wou graag 'n groot trok wat speelgoed kan rondry en met 'n remote werk hê. Hy het geweet dat sy ma seker nie genoeg geld gehad het om dit vir sy verjaarsdag, wat een van die dae was, te koop nie. Die ander ding wat hy graag wou hê, is snoepiegeld om vir hom snoepie by die skool te gaan koop. Die ander kinders in die klas het gereeld snoepiegeld gekry, maar sy ma het gesê, snoepiekos is onnodig en duur en mors van geld. En dit is nie gesonde kos nie. Sy het vir hom heerlike gesonde kos ingepak skool toe, soos 'n lekker broodjie, 'n appel, rosientjies, klein tomatietjies en komkommerskyfies. Maar nooit lekkers nie. Die lekkers by die snoepie het so lekker gelyk en veral die roomys vir R10 as dit so warm is, het vir hom die heel lekkerste gelyk. Eendag het Simeon op die bank in die TV-kamer met sy karre gespeel en toe ontdek hy 2 R5. Dit het uit sy pa se sak geval die vorige aand toe hy TV gekyk het. O, hy het dadelik aan daardie lekker roomys by die snoepie gedink en toe die geld in sy tas gaan wegsteek. Môre koop ek vir my 'n lekker roomys by die skool, het hy gedink. En dan kan die ander maats bietjie lus wees vir my lekker roomys. Hy is seker, sy pa sal nie eers die R10 mis nie. Simeon het nie geweet dat sy ma 'n groot bottel met R5 muntstukke in haar kas wegsteek nie. Sy sit al die R5 muntstukke wat sy kan kry daarin, want dis die geld wat sy en Simeon se pappa bymekaar maak om vir Simeon 'n groot remote trok te koop. Hulle weet hy wil dit graag vir sy verjaarsdag hê. O, sy hoop daar gaan genoeg geld wees teen Vrydag as sy die trok wil gaan koop. Die aand lees mamma die storie van Jakob en Esau uit die kinderbybel. Jakob het vir sy pa gejok en vir hom gesê hy is Esau, sodat hy alles wat die oudste seun Esau moes kry, kon erf. Hy het die waarheid vir sy pa weggesteek, maar toe moes hy vlug vir sy lewe. Mamma verduidelik toe mooi vir Simeon, dat dit nie goed is om die waarheid weg te steek nie, dat mens dan later in groot moeilikheid kom, nes Jakob, wat toe moes wegtrek van sy mamma en pappa af. Dadelik dink Simeon aan die R5 muntstukke wat hy opgetel het, maar hy sê niks. Hy jok mos nie vir sy pa nie, hy bly net stil oor iets, en dis mos nie dieselfde nie, of is dit? Simeon probeer slaap, maar hy bly dink aan die R5 muntstukke en die lekker roomys. Ag, wat moet hy nou doen? Uiteindelik staan hy op, gaan haal die 2 R5 muntstukke uit sy tas en gaan sit dit stilletjies op die kombuistafel neer. En toe klim hy in die bed en hy slaap tog te lekker. Mamma kry die R5 muntstukke die volgende oggend en gooi dit baie bly in die bottel. Sy neem aan dat dit pappa is wat dit seker daar neergesit het vir die spaarbottel. Daardie dag vra juffrou, wie verjaar almal die week? En Simeon steek sy skaam handjie op, want hy verjaar mos Saterdag. Simeon, ja, jy verjaar Saterdag. Ek wil graag vir jou R10 gee. Gaan koop vir jou 'n roomys vir jou verjaarsdag by die snoepie. Sjoe, kan jy dit glo? Hy kan sy roomys gaan koop. Dalk is dit waar dat mens eerder eerlik moet wees, want kyk nou net, hy het tog sy roomys gekry. Dit was nou 'n lekker verrassing.
Juffrou het dit nog nooit gedoen nie. Miskien sien sy hom tog raak, al is hy soms bietjie skaam. Vrydag gaan mamma opgewonde dorp toe. Sy gaan soek 'n trok vir Simeon. Sy het al die R5 muntstukke in haar handsak. Haar handsak is sommer baie swaar van al die geld. Sy hoop net, sy het genoeg. As Simeon nie eerlik was en die R5 muntstukke op die tafel gaan sit het nie, sou mamma nie genoeg geld gehad het om vir hom die trok te kon koop nie. Saterdagoggend vroeg word Simeon wakker en toe hy sy oë oopmaak, sien hy dadelik sy persent op sy tafel. Dis toegedraai met karretjies papier. Sy hart klop in sy keel. Hy hoop dis wat hy dink dit is. Simeon was nog nooit so bly oor 'n geskenk nie en sy oë blink van opgewondenheid en blydskap toe hy uiteindelik die trok in sy hande hou. Toe hy opkyk, staan mamma en pappa in die deur en hulle begin vir hom te sing. Veel geluk, liewe Simeon. Dit was die lekkerste dag ooit. En fluit, fluit, my storie is uit. Ek hoop julle het dit geniet, maats, want dit leer vir mens soveel mooi goeders van mens mag nie jok nie, mens mag nie goedjies vat wat aan iemand anders behoort nie, en mens moet altyd die waarheid praat. Kyk net hoe lekker was dit vir Simeon. Hy het alles gekry wat hy wou gehad het, omdat hy eerlik was en omdat hy die waarheid gepraat het. So ek hoop julle gaan almal 'n lesie leer uit hierdie storie. Maar nou is ons tyd eers verby en ek hoop julle het elkeen dit baie geniet en ek sien uit na ons volgende storie. So luister gerus weer volgende keer saam en ons sien uit om weer saam met julle te kuier. Onthou, Millie FM is kos vir jou ore.